Hier is een teksgedeelte wat ons almal waarskynlik ken. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Selfs mense wat nie in die kerk is nie, of mense wat nie glo nie, mense wat nie gered is nie, kan vir jou Johannes 3 vers 16 opsê, want dit kom oral voor. Maar om Johannes 3 vers 16 op te sê en te memoriseer is goed, maar dit sal jou nie red nie. Jy moet woord vir woord glo wat daarin staan om gered te word. Johannes 3 vers 16 is God se liefdesverklaring vir die wêreld, maar is daarmee ook sy verklaring aan jou persoonlik. God het die wêreld so lief gehad. En hierdie vers begin met die belangrikste van alle woorde, God. God se naam beteken dat die goeie nuus by God begin, in sy hart. Sy hart het mense lief, daarom is hy 'n genadige God. Ons wonder bietjie, lief vir die wêreld, hierdie wêreld. In hierdie wêreld waar mense mekaar se harte breek, hulle hoop verslind, hulle drome steel. Hierdie wêreld waar diktators woed en mense mekaar mishandel en misverstaan. Maar God het lief. En hy het die wêreld so lief dat hy gegee het. Nie verklaringe nie reëls nie. Hy het sy eie enige gebore seun gegee. Hoekom? Sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie. En tot elkeen van ons rig Jesus hierdie woord, want so lief het God die wêreld gehad. En as ons oor liefde praat, dan dink ons, hierdie woord is al so oorgebruik, het dit nie al sy krag verloor nie. Efesiërs 5 vers 2 wil vir ons iets sê oor die liefde wat daar was. Dit beskryf vir ons dit soos Christus ons ook lief gehad en ons om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het. En die liefde van God het verskillende dimensies. Efesiërs 3 daarvan vers 18 af sê, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Wil jy weet hoe groot is God se liefde vir jou? God nooi jou uit, kom kyk. Stap op die kronkelpad buite Jerusalem. Volg die kolletjies bloederige grond, totdat jy op die kruin van die heuwel kom. Voor jy opkyk, stop en luister en hoor hoe ek fluister. Dit is hoe lief ek vir jou het. Sweepgeskeurde spiere drapeer sy rug. Bloedstroom oor sy gesig. Sy oë en lippe is toegeswel. Binne hom brand daar 'n pyn. En terwyl hy probeer om die pyn van sy bene te verlig, gaan sy lig weg toe. Op die rand van verstikking druk hy deurboorde spiere op teen die spykers, sentimeter vir sentimeter teen die kruis op. Hy doen dit vir ure, pynlik op en af, totdat sy krag en ons twyfel weg is. Het God jou lief? Kyk net na die kruis en kyk na jou antwoord. God die Seun het vir jou gesterf. Dis hoe lief hy vir jou het. Daar's diegene wat sê, dit kan nie vir my geld nie, dan gee jy al die redes. Oorgewig dra ek al my sonde. Jy dra swaar in jou verlede. Jy sê jy het al te veel droog gemaak. Weet jy wat, God ken jou beperking. Hy is deeglik bewus van jou swakhede. Leer Romeine 5 vers 8 ons dan nie, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Maak nie saak wie jy is nie, God het jou lief. Jy kan arm of ryk wees, jonk of oud, God het jou lief.
Maak nie saak wie jy goed of sleg is nie, God het jou lief. Maak nie saak of jy al in tronk was of nie, God het jou lief. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie, God het jou lief. Met ander woorde, dit maak nie saak wie jy is en wat jy gedoen het nie, God het jou lief. Jy is die voorwerp van sy liefde, uit jou lief met 'n ewige liefde. Maar 'n mens kan God se liefde weerstaan. Ons verstaan dit nie. God het almal lief, maar almal word nie gered nie, omdat mense God se liefde weerstaan. Ons ken Johannes 3 vers 16, maar vers 18 sê, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En ja, ek weet, daar is hierdie geneigtheid deesdae wat gesê, God is 'n God van liefde, almal sal gered word. Dis eenvoudig nie waar nie, want wat hier staan, wie in hom glo, wie sy liefde aanvaar, hulle word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, wie sy liefde verwerp, hulle word veroordeel. Hoor vandag, God het jou lief met 'n onbeskryflike liefde. Maar jy kan blind genoeg wees om dit te weerstaan. Moenie, in hemelsnaam, moenie, terwille van jou, moenie. Want daar is 'n belofte gekoppel aan Johannes 3 vers 16, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het jou lief met 'n onbeskryflike liefde. God se liefde kan nie gemeet word nie. Maar alhoewel ons dit nie kan meet nie, wil ek jou tog vandag vra, wil jy dit nie vertrou nie? Want daar is sommige wat honger is vir hierdie liefde. Diegene wat jy moes lief hê, het nie. Diegene wat jou kon lief hê, wou nie. Dalk is jy uitgestoot, eenkant toe geskuif, gelos met 'n leë bed, met 'n gebroke hart agtergelaat. Gelos met die vraag, is daar hoegenaamd enige iemand wat lief is vir my? Luister dan na hierdie antwoord uit die hemel uit. Terwyl jy hom aan die kruis sien, hoor hoe God jou verseker, ek is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons begryp nie altyd u liefde vir ons nie. Ons het ook nie woorde om dankie te sê daarvoor nie. Al wat ons kan uitkry is, dankie Here, vir u liefde. Dankie vir die kruis. Dankie dat u nie opgee op ons nie. En ons eer u daarvoor vandag. Amen. Mag jy elke dag die liefde van God ervaar, sy genade en sy vrede. Ons gesels weer 'n volgende keer, tot dan wederom.